Naomi en alle ander kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, gaan nie almal op die naam probeer noem nie. Baie sterkte. Oom Nico, verskoon as ek hom oom Nico noem. Hy was vir my altyd my oom Nico gewees, al ek nie nodig gehad het om ouderdomsgewys vir hom oom te sê nie. Was hy maar altyd vir my oom Nico gewees. Sy dood is 'n verlies. Ja, vir julle as familie. Maar ek dink so vir ons almal. Toe ek my skoondogter sê hy is dood, toe was sy trane uit. Want sy en Nico het ook in die bank gehad. Of was dit nou door die pos ensovoorts. So ja, sy invloed is wyd. Dit het ons gesien in die pers. Nou Nico se dood, dit weet ons, dat daar met hom dit verhaal weg is, wat ons gaan mis, wat afgesluit is. Maar wees verseker van ons voorbidding, van ons troos vir julle. Mag julle as familie elke dag sy krag ondervind. Baie dankie vir elkeen van julle wat hier is vandag, om met julle teenwoordigheid ook julle meelewing en julle ondersteuning vir die familie te kom wys. Waardeer dit so baie. For the English-speaking people, I'm conducting this sermon in Afrikaans. I'm sorry, people struggle understanding my English. So if you excuse me, we appreciate you being here and your sympathy that you're showing with that. The family appreciate that so very, very much. But if you then, as I said, excuse me, if I go further in Afrikaans, you can ask some of the people to translate maybe later for you what he said. Ek gaan vir Nico vra om vir ons die 2 kersse te kom aansteek hiervoor. Kleiner kers wat 'n herinnering is, 'n aandenking is, 'n dankie sê kers is vir dit wat oom Nico gedoen en beteken het. En dan die groot kers wat simbool is van Jesus Christus, wat die dood oorwin het, wie se lig brand en wat vir ons altyd die lig in die lewe sal wees, nie net na die dood nie, maar ook voor die dood nou. Baie dankie Nico. Ek gaan geleentheid gee om een van die baie mooi gedigte wat Nico geskryf het, dat ons dit nou speel, Goodbye. Melanie, asseblief. Is goodbye a goodbye? Is it final till when? Will you ever say goodbye? Is goodbye a goodbye? Is it final till when? Will you ever say goodbye without hello again? No goodbye stays goodbye. Forever you'll see. It's unreal, but that's how it's destined to be. A wave of the hand or
a slam of the door. Each goodbye stays the same as the one before. So goodbye can be nice, can be cruel, can be kind. Depend on the salute and your state of mind. Is goodbye a goodbye when you're going away? Is it final? Is it over? Do you want time to stay? Holding back, let it be. Is it yes? Is it no? Say goodbye, say hello. Is it farewell? Till when? Misty eyes cannot see how the parting will be. For some, it is bliss with a handshake or kiss. So goodbye can be nice, can be cruel, can be kind, depending on the salute and your state of mind. Ons slaan ons oë op na die berge. Waarvandaan sal ons hulp kom? Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Ek groet julle ook hier vandag in die naam van die Here, om daarmee ook sy teenwoordigheid en sy troos aan te kondig. Genade, vrede, troos vir julle van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons gaan ook in gebed na hom toe. Sê Hemelse Vader, dankie dat u vrede en u genade en u troos hier sopas aan ons afgekondig het. Dat ons daarmee so goed weet dat u hier teenwoordig is. In u liefde, in u ontferming, in u omgee. Ons het dit so nodig, Here. Ja, op hierdie ou aarde, met sy gebrokenheid, sy tekortkominge, met sy verganklikheid. Ook soos wat ons het nou beleef in oom Nico se dood. Sy dood, Here, is 'n leë plek wat gelos word, 'n groot gaping in hulle as familie se lewens. 'n Groot gaping in ons as gemeenskap. Ja, 'n groot gaping in die land. Ons kan vir iemand net dankie sê dat hy hom gegee het. Met sy gawes, met sy vermoëns, met sy ywer. Here, daar is soveel herinneringe, so 'n groot nalatenskap. Ons kan maar net bid, seën dit, o Here. Maar bo alles, dat U ons sal dra, dat U ons sal troos, ook vanuit U woord. Dankie dat U deur U Gees ook met ons praat en by ons is. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek moes eintlik vir Fiona gevra het om dit self te vertel. Maar toe ek na oom Nico se dood hier by hulle op die plaas was, toe vertel sy vir my van 'n droom wat sy gehad het. Inderwaarheid het sy, toe sy gaan slaap het die maandag aand na oom Nico se dood,
die Here gevra vir 'n droom om net vir haar, al weet sy hy sou raai, dit net te bevestig. En sy vertel hoe sy, sien jy hoekom ek sê jy moet vertel vir jou nou. Sy vertel hoe sy in 'n trein gery het van hierdie wat hoog is en so al van die bokant van die geboue. Ek stel my so voor, ek was nou onlangs in Taiwan en dis die tipe trein wat daar rondloop. En hoe sy by 'n bepaalde gebou verbyry en daar sit hom Nico en 'n ander persoon in 'n wit kleed bo op die hoë gebou. Daar's mos altyd hierdie platforms waar hulle die ligreëling en die goeters insit bo op hierdie hoë geboue. En hulle sit daarop en langsaan is daar 'n pragtige gebou. Amper soos 'n kathedraal, maar versier met edelgesteentes. 'n Baie pragtige gesig. Sy het vir hom gewaai en hy het vader gegroet. 'n Droom wat vir haar troos gebring het. Maar toe sy vir my die droom vertel, het die teks vir vandag onmiddellik voor my opgespring. En daarom gaan ek vir ons lees uit 2 gedeeltes. Nou moet ek net eers dalk van bril verander. Dit gaan my dalk net help. Ek gaan vir ons lees eers uit Johannes hoofstuk 14. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê vir Jesus, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Kan ons dan die weg ken? Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Maar ek gaan ook vir ons in tweede gedeelte lees uit Openbaring 21 uit. Ek kan nie al die verse lees, die hele gedeelte uit Openbaring 21 oor die Nuwe Jerusalem nie. Maar ek gaan vir ons sekere verse daaruit lees. Vers 10. Hy het my toe ook, en dit is vir Johannes, wat die Openbaringboek geskryf het, die Gees. Hy het my toe deur die Gees na 'n groot en hoë berg geneem en na my die heilige stad Jerusalem gewys, wat van God uit die hemel neergedaal het. Die stad was vol van die heerlikheid van God. Haar glans het net soos die van 'n baie kosbare edelsteen. Haar glans het soos die van 'n kosbare edelsteen gelyk, soos kristalhelder jaspis. Aan vers 18. Die boumateriaal van die muur was jaspis, en die van die stad suiwer goud, so blink soos 'n skoon spieël. Die fondamente van die stadsmuur is met 'n soort edelsteen versier. En dan word daar 12 verskillende edelstene genoem. Ek gaan dit nie nou lees nie. En die 12 poorte is 12 parels. Elkeen van die poorte is uit 1 parel gemaak. Die hoofstraat van die stad is van suiwer goud, so blink
soos deurskynende glas. En dan gaan ek net uit hoofstuk 22 so die eerste vers lees. Ek het nou gedink aan Nico se liefde vir visvang. En daarom kon ek nou nie anders as om dit van die Nuwe Jerusalem ook te lees nie. Toe die engel aan my 'n rivier met die water van die lewe gewys. Dit was helder soos kristal en het gestroom uit die troon van God en van die Lam. Nico het 'n rivier waar ek kan gaan visvang. Wat het maandag gebeur? Ja, Nico het gesterf. Nee, nie Nico het in der waarheid verhuis. Van waar af? Voor die hand liggend? Van die hier nou mal self. Van hier waar ons is. Die Bybel gebruik 'n ander woord om die hier nou mals mee te beskryf. Hy noem dit 'n tentwoning. En met die uitdrukking tentwoning wil die Bybel baie keer iets sê van die kortstondigheid, die gebrokenheid van hierdie skepping. Iets sê van die probleme wat gepaard gaan met hierdie wêreld, want 'n tentwoning is nooit die gemaklikste woning wat daar is nie. Maar die aarde is soos 'n tent vir ons. En ja, ons moet erken, en selfs die psalmdigter sê 70 jaar, 80 jaar, waarvan 'n groot deel moeite en probleme en ongeluk is. En as ons rondom ons kyk na siektes en ellendes en oorloë ensovoorts, dan weet ons is in 'n tentwoning, nie in die gemaklikste plek nie. Nico het in sy eie lewe ook dit geken. Teleurstellings, siekte, swaar kry. Ja, hy verhuis van hierdie tentwoning af. Maar beteken dit dat die tentwoning nie belangrik is nie? En dan is dit alles behalwe waar. Die tentwoning wat ons hier bewoon, die tyd wat ons hier is in der waarheid verskriklik belangrik. As ons gaan lees na wat Jesus gesê het in die Bybel, dan is omtrent 80% van wat Jesus gesê het, gaan oor hierdie aarde. En hoe ons hier moet leef. En wat ons hier moet doen. So die tentwoning en hoe ons hier leef en wat ons hier doen is uiters belangrik. Nico het dit verstaan. En daarom het hy die lewe aan die hendels gevat. Pink tricycle, Nico. Het hy die lewe aan die hendels gevat en dit voluit geleef. Vir my om alles te probeer beskryf wat Nico gedoen het en wat hy beteken het, is onmoontlik. En ek het besluit ek gaan as maar net 'n manier om te sê dat Nico verstaan het wat die belangrikheid van hierdie lewe is, die Hildeblyk begrafnisbrief lees wat die familie opgestel het en wat ook in die program gedruk is. Hier staan: dit is met groot hartseer dat ons vandag afskeid neem van Nico Moelman, geliefde eggenoot van Naomi. Poppaai as pa, skoonpa, oupa en oupa Grootjie, vir Fiona, vir Corneille, vir Melanie, vir Nico, vir Dana, vir Esmay, vir Shanae, Marnus, Eugene, Tian, Danel en Arlo. Nas broer, vir Chris. Hy was nie net 'n geliefde eggenoot, pa, broer en vriend nie.
maar ook 'n skrywer en amateur historikus, wie se woorde en stories die harte van baie aangeraak het. Sy liefde vir mense, lees weer, sy liefde vir mense, egte stories, sy skerp humor en intelligensie, diep insig in die gewone mense se lewens en sy unieke uitkyk op die lewe sal in mense se herinneringe en in sy boeke bly voortleef. Ons koester die nalatenskap wat hy agterlaat. Hy is dankbaar vir die spore wat hy in ons almal en in sy familie se lewens laat. Pappa en mamma, julle het vir baie jare stories, kultuurskatte en weggooi goed versamel, waar ander geen waarde daarin gesien of besef het nie, en dit opgebou tot die privaat museum Buskruit en Lavendel. So het julle vir ons van kleins af deel gemaak en geleer waar ons vandaan kom, wie ons is en waarheen ons op pad is. Daar's geen manier wat ons jou skoene met jou bont en kleurvolle kouse ooit kan volstaan nie. Maar ons beloof om ons beste te probeer om jou ryk nalatenskap te laat voortleef vir die nageslagte wat volg. Pappa, jy het gesien waar ander net gekyk het. Jy het geluister waar ander net gehoor het. Pappa, jy was goed vir ons. Ons harte was altyd nog skatryk, vol wonderlike ervarings, stories en liefde. Die familie se beskrywing van Mneko se lewe. Een wat voluit geleef het. 'n man wat in der waarheid 'n museum agter hom los van herinneringe en van goeie menseverhoudinge met soveel. Hy het die lewe verstaan. Hy het verstaan wat Jesus vir ons gesê het oor die lewe en dat ons voluit moet lewe solank as wat ons hier is. Maar nou raak ons lief vir mekaar in die tentwoning. Ja, dis 'n tentwoning. Ons ken sy ongeriefkant, dit het ons net vir mekaar gesê. En tog raak ons gewoond aan hierdie tentwoning. Tog raak ons lief vir hierdie tentwoning. Tog raak ons lief vir die mense wat hierdie tentwoning met ons deel. Wanneer daar dan 'n verhuising plaasvind, dan laat dit 'n leemte, 'n gemis, 'n hartseer, 'n verlange agter. Soos met Mneko se verhuising. En dan kom Jesus in die gedeelte in Johannes 14. En dan kom troos hy ons dadelik op 2 maniere. Hy begin sê, laat julle hart nie ontsteld wees in julle nie. Glo in God. Glo ook in my. Vertrou my. Ken my as die Here wat sal sorg en by julle sal wees. Wat julle sal dra. Gaan kyk 'n bietjie in my museum. Gaan kyk na al die historiese stukke agter my wat getuig van my sorg, van my troos, van my krag wat ek gee. Gaan lees teen die mure die opskrifte van ek is bereid, ek was nog altyd bereid om te help in nood, Psalm 46. Gaan lees op die mure die skrif, al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Want U is by my, in U hande is ek. Laat julle hart nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. Vertrou hom. Ook nou, as die tentwoning vir julle ongemaklik is,
met oom Nico wat nie meer hier is nie. Hoor dan hierdie troostwoorde van die Here. Knoop dit vas. Gaan loop deur sy museum. En kyk wie is die Here. Maar dan gaan Jesus verder. En dis asof hy so in die hemelse plan vir ons die laaste puzzelstukkie in die prent insit. Dat ons die volledige prent kan sien van wat hy op aarde kom doen het. Of sal ek sê, vir die navorser, daardie een ding wat ek ontdek, en wat my die verhaal net beter laat snap, kom gee Jesus vir ons deur, as hy vir hulle verduidelik, ja, ek gaan weg, ek gaan sterf, want hierdie gedeelte in Johannes 14 is net nadat Jesus aangekondig het aan die disippels dat hy gaan sterf. Ek gaan weg, maar eintlik wat ek gaan doen deur aan die kruis te sterwe en dan nou daarop volgend op te staan uit die dood, op te vaar na die hemel, is eintlik om vir julle maar net 'n huis te gaan gereed maak. In die woonplek van my Vader, waar daar baie woonplek is. Ek gaan net vir julle 'n huis gee. 'n Huis gereed maak, hy sê, en dan kom ek julle haal. Sodat julle ook by my kan wees. Daar. Jesus het vir Nico kom haal. Om sy huis wat hy gaan gereed maak het. Die huis wat hy gereed gemaak het toe hy gesterf het aan die kruis. Ook vir Nico. Soos vir elkeen van ons. Om dit te betrek, en hierdie huis is in 'n ander klas. Daarom het ek die gedeeltes in Openbaring gelees. Van strate van goud. Hulle vertel mos van die ou wat baie gehou het van wat hy het, baie trots was op sy betekenis. En toe hy nou voor hy sterwe, toe sê maar hulle moet nou alles wat hy het verkoop. En dan moet hulle 'n goudstaaf ter waarde van die geld wat daar is koop en by hom in die kus sit. En toe hy nou op die einde van die dag nou daar boos, die storie is nou maar altyd lui by Petrus by die poort te kom, met die staaf goud hier onder die blad. Kyk Petrus om so, hy vra van, waar kry jy daai stukkie sypaadjie? Ja, die hemelse huis is iets wonderliks, tussen hakies. Nico was 'n ou wat nie aan geld vasgehou het nie. Hy het gesê, kom ons maak die maksimum gebruik van wat ons het. En ons probeer nie opgaar nie, behalwe wat hy in die museum opgegaar het. Maar hierdie huis is sodanig dat Paulus kan sê, ek het begeerte om daarheen te gaan. Ek het begeerte om by Jesus te wees. Want dit is die kroeks waarom dit gaan. Dit is interessant, hierdie huis, as ons nou ander gedeeltes lees, en ek gaan nou by die graf 'n klein ander stukkie lees uit Openbaring. Daar's nie hospitale nie. Daar's nie tronke nie. Daar's nie polisie nie. Daar's ook nie predikante nie. Want God is alles vir almal. En hy vul ook hierdie nuwe huis met sy heerlikheid. En daarom kan ons uitsien daarna, kan ek verstaan, dat die droom wat Fiona gehad het vir haar tot groot troos was. Want sy het in die geestesoog, in die droomoog, het sy iets van hierdie huis gesien. Ek weet daar gaan museums wees. Want as ons in Openbaring 14 gaan lees, dan word daar vir ons vertel dat ons dade wat ons op die aarde gedoen het, volg ons na die hemel in. Gaan ons nie vooruit nie, ons kan nie vir ons 'n plek koop in die hemel nie. Nie met ons dade nie. Maar Openbaring sê, ons dade volg ons.
Wat ons doen, is vir die Here ook belangrik. Dit tel 'n punt. En daarom onthou hy dit. Daarom het hy vir ons elkeen 'n museum ingerig, waarin ons dade uitgestal kan word. Ek het 'n gut feeling, Nico het 'n redelike vertrek nodig. Ja, Jesus gee in hierdie gedeelte ook vir ons die roetemerkers na hierdie huis toe. Sal ek sê die toegangskaartjie. Want as hy nou vir sy disippels verduidelik, hy gaan deur sterwe en opstaan en opvaar om 'n plek gereed te maak, dan vra Thomas, Here, hoe kom ons daar? Hoe loop die pad soontoe? En dan gee Jesus vir hom die toegangskaartjie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Geloof in Jesus Christus. Dat oom Nico 'n toegangskaartjie gehad het ek geen twyfel oor nie. Ook toe die tyd in die hospitaal was, het ek net dikwels oor geloof gesels. En dat ek glo in Jesus Christus sonder twyfel. Maar sy toegangskaartjie, sy verhuising, is natuurlik gelyktydige oproep vir jou en vir my, wat nog in hierdie tentwoning bly. Sorg dat jou toegangskaartjie reg is, en dat hy beskikbaar is. Sorg dat jou geloof in Jesus Christus in plek is, sodat as ek jou kom haal, dat jou kaartjie gereed is om in te gaan. Natuurlik herinner hierdie huis wat Jesus vir ons gaan gereed maak, ons aan sy wederkoms. Sien ons met groot verwagting uit na daardie dag wanneer Jesus Christus weerkom en ons almal saam voor sy troon gaan wees, in vreugde en in blydskap. En daarom is die verhuising van 'n dierbare na sy of haar ewige huis toe niks anders as 'n gebed vir jou en my, wat nog in hierdie tentwoning bly nie, om saam met die kerk en gelowiges deur eeue te bid. Kom, Here Jesus, sodat ons kan saam wees met mekaar. Wat het Maandag gebeur? Oom Nico het verhuis. Dit laat 'n leemte, dit maak 'n diep seer. Laat julle hart nie ontsteld wees nie. Glo in God. Glo ook in my. En ek gaan hom vir julle plek gereed te maak. My Vader se huis wat daar baie woonplek is. En ek kom julle ook al. Troos ons met daardie gedagte. En om ons te help daarmee, gaan ek vir Melanie vra om die baie bekende lied te speel, Nader my God by U. Want dit vat hierdie lied so pragtig dit saam, is reg Melanie? Nader my God by U, steeds naderby. Al is daar ook 'n kruis nodig vir my, dan sal my lied nog bly nader my God by U, nader my God by U, steeds nader.
ver op reis, dwaal ek alleen. Al moet ek ook s'nachts my hoof rus op 'n steen. Dan bring my drome my nader my God by U, nader my God by U, steeds naderby. Dan sien my geestesoog 'n hemelleer, engele gaan daar omhoog en daal weer neer. Halk en roep vir my, nader my God by U, nader my God by U, steeds naderby. Nader my God by U, steeds naderby. Baie dankie. Ek gaan vir Fiona kans gee om 'n huldeblyk te doen. En daarna uitnooi as daar iemand anders is wat ook iets sou wou sê, is julle welkom om dit te doen. Fiona. Okay, eerstens vra ek verskoning as my stem dit nie hou nie en vat net die mic weg en dan moet jy verder lees Dominee. Druk asseblief. Julle kom kyk na die blomme wat Melanie gedoen het. Hy was 'n kleurvolle man. Niks verveeld of vervelig aan hom. Okay. My poppa met die oë. Jy het met jou hart gekyk. Dis Augustus tot die wind is stil. Die week. Ekskuus julle, sorry. Draai. Dis mense so braaf nê voor die tyd. Ekskuus. Dis Augustus tot die wind is stil die week. God het 'n duinserigheid oor ons en die vallei kom lê. Caesarea is stil. Alles het tot stilstand gekom. Poppa het ons lewens skatryk gemaak, nie met geld en goud nie, met kleintyd al se stories. Kleilaat en slingervel wat ek nooit kon bemeester nie. Al die ander kinders dink ek kon dit doen. Jy het ons almal geleer skuif, skiet, visvang met die lekkerste, interessantste ervarings en avonture. Dankie Poppa dat jy ons kon verryk het met jou groot teenwoordigheid. Jy was goed vir ons. Nou los jy ons met 'n massiewe verantwoordelikheid om voort te bou op die erfenis wat jy los. En ons gaan hard probeer. Ek wil net vir almal wat hier is sê. Almal wat onouers het, ons luister nie genoeg nie. Ons hoor nie genoeg wat hulle sê nie. Ek wens ek het meer geluister na Poppa se stories. Sorry. Ons behoort meer tyd met ons ouers te wees. Mamma, jy is so welkom elke keer as jy by my kom tee drink. Ons moet meer luister, meer hoor, meer raak sien wie hulle is. En julle kleintjies veral nie. Almal wat nog my kan hoor, wie nog ouers het, luister wat hulle vertel, onthou en waardeer wat hulle jou geleer het. Die goed en die sleg. Elke een is 'n ervaring en 'n les wat God stuur om ons te vorm en te bou
totdat hy ons kom haal. Niks gebeur per toeval nie. Niks gebeur per ongeluk nie. Elke ding het 'n doel en God bring mooi uit alles. En net so bring hy mooi uit hierdie situasie van hom. En ek sê vir julle almal baie dankie wat hier is. Dankie sissies. Al 5 my sibbe, dankie. Ek's lief vir julle almal. Kleinkinders. Niggies, neefies, almal. Ek's lief vir julle almal, baie dankie. Nou ek het al geleer trane sê meer as woorde hoor. Is daar enigiemand anders wat dalk die behoefte het om 'n huldeblyk te doen? Toe lees ek by skryf vir as skoolbaan. Vra vir Paul Kreer waar het hy die Kreerlande gewerf en laat my weet. Dit is Nico van ons wat op by daar staan. Vra vir Paul Kreer waar het hy gewerf en laat my weet. Baie dankie. Deel met ons ander ook. Nog enige iemand? As jy die mikrofoon wil kom gebruik, is jy welkom. Goeiemôre almal. Ek het vir Nico die eerste keer ontmoet by 'n boekbekendstelling in Newcastle en met ons plaaslike boekeklub. En soos gewoonlik het hy al sy boeke daar gebring en uitgestal en met passievol energie daaroor gepraat. Maar wat my bysal val is, op daai stadium het my moedertjie by my gebly. Sy was baie verswak gewees. Sy het soos amper soos 'n ou Mrs. Steyn gelyk, die president se vrou. En ek onthou Nico was meer in haar geïnteresseerd as enige iemand anders daai aand. Hy het om haar gedraai want sy was 'n parel vir hom gewees, 'n mens wat 'n storie kan vertel. En hy weet, dit is wat so wonderlik was vir Nico, hy het sy grootste belangstelling en waarde het hy in mense gesien, nie noodwendig in goeders nie. En as 'n ding 'n storie gehad het dit vir hom daai waarde gegee. Daar moet altyd 'n storie gewees het. Partykeer het die stories bietjie sterretjies bygekry. Ek is die kurator daar by die museum op Newcastle. So ek praat ook, ek dink vandag, ek kan nie regtig praat vir die Suid-Afrikaanse historiese nie. Daar's natuurlik baie hooggeleerde mense. En laas jaar het ek ook deelgeneem aan die Anglo-Boereoorlog konferensie op Wakkerstroom waar professor Frans-Johan Pretorius ook gepraat het. En dit was die laaste keer dat ek hom amptelik gehoor het. En hy was altyd trots daarop dat die opgeleide historiese in hom ook groot waarde gevind het. En ek moet vir julle sê vandag, ons grootste historiese is nie die opgeleides regtig nie. Dit is daai wat 'n passie het en dit kom uit die emosie, uit die hart uit. En dan die wonderlike ding is dat hy dit op skrif gesit het. Tientalle boeke en dit is wat ons hulde bring aan hom, dat hy dit neergeskryf het en dat hy dit bevorder het, dat hy sy eie museumpie gehad het, waar hy ons dierbare geskiedenis bewaar het. En ek dink dit is sy legacy. En die lewe is ook 'n toneel eintlik. So ek het vandag, ek weet hy was baie lief vir rooi gewees. So nou oom het gesê, hy sal dit waardeer het. So ek het bietjie my klere afgestof, ek generaal Collie en ook as 'n generaal vir hom kom hulde bring. En vir hom was die generaals die belangrikste. So ek wil net sê baie, baie dankie vir die geleentheid en die hulde en ons sal hom nooit vergeet nie. En hy was een van ons grootste historiese gewees.
en mag hy vir altyd voortleef. Baie dankie. Vreeslik dankie. Miskien nog een persoon? Goed, dit lyk, ag, hier is so 'n hand. Ek is Forshey. Ek ken nie die Nico Moorman wat die media ken, wat die museums ken, of wat die publiek ken, of wat beïndruk het deur artikels en die klas van. Ek ken hom as 'n seun van 13 jaar oud, wat die voorreg gehad het om in sy huis te kom. As 'n seun, nie as 'n maatjie. Ek het saam met hom plaas toe gegaan. Daar was nie plek in die Big Six om te doen sy eie kinders nie, maar daar was plek vir my. Ek my bagasie. Ek het van Nico gehou. Hy het 'n aura om hom gehad. Hy het altyd beter geweet. Hy het altyd 'n antwoord gehad. En as hy gepraat het, het hy oor homself gepraat. Hy kon visvang. Niemand sal visvang nie, hy sal visvang. Niemand sal raak skiet nie, hy skiet raak. Ek het nie van die oom gehou nie. Want dit was net hy. Jy het nie verstaan nie. Ek het nie van die oom gehou nie. Ek het nie nog gepraat as ons ry van Peterstein van Eendrag af terug huis toe. Want ek my so laat voel. Tot ek groter geword. Ek was al 'n man, ek het 3 seuns gehad om groot te maak. Ek het nie altyd geweet hoe nie. As ek stil geraak het, dan het ek vir hom Nico gevra, hoe leer ek myself visvang? Hoe kan ek seker maak dat ek raak? Nico het my 'n antwoord gegee. Ek was kilometer van hom af. Hy het in Peterstein gebly uiteindelik. In die ou pastorie. Daar het ek en Gerda weer vir hom gaan kuier. In 'n Volksstraat dink ek van 'n byt uiteindelik. En ek het, toe ek groot was, en uiteindelik self 'n pa met verantwoordelikheid en 'n Afrikaner trots in my. Die daai arrogansie wat ek gesien het in Nico, eintlik na vore gekom en gesê, maar hy het my iets geleer. Hy was net kundig met dit wat hy doen. En hy was ook kundig met hoe hy met my gewerk het as 'n 13-jarige ouetjie wat self gedink het, ek is groot, ek kan. En uiteindelik moes ek besef, maar ek kon nie, en ek sou nooit kon. En ek sou nooit die antwoorde gehad het met dit waarvoor ek mee gevroeg het, as hy nie daai rol gespeel het waarvoor die Here hom geplaas het op my pad. Niks gebeur breek van my. So het ons ook vanmôre gehoor. En ook in my lewe kan ek net dankie sê vir die Here vir familie wat hy op my pad geplaas het en dat ek uiteindelik ook as 'n seun in sy huis kon wees en in sy Big Six kon ry plaas toe en uiteindelik vir my die man gemaak het wat ek vandag is en ek kan terugkyk op 'n suksesvolle lewe, 'n suksesvolle gesin wat ek kon hê en met iemand met wie ek in gedagte om kon 'n verwysing gehad het en die antwoorde kon kry wat ek self nie gehad het op daai stadium nie. Ja, ek het my pa is nog in lewe, hy is 87 jaar oud. Maar die Here bring ook ander mense op jou pad wat jou lewe verryk. En ek sê dankie vir daai voorreg wat ek gehad het om deel te wees van alles op afstand. Onsigbare telegram wat ons gehad het en om daai voorreg hê om daaruit waarde te vind. Dankie. Vreeslik dankie. Ek gaan nou vir
Chris geleentheid gee. Chris Moelman is oom Nico se jongste broer, nee, om die bedankings net te doen. Chris, wil jy die mikrofoon? Allemaal welkom. Ons net begin te doen. Ons wil baie dankie sê vir die wonderlike dienste wat ons gelei het. En ja, en dan Rina, die span van musiek, grafdienste, baie dankie vir julle dienst. Dan mense van Utrecht, ek is verbaas. Almal spring in en soos Marina vir ons die klankstelsel gesien het. En so aan sonder om te vra mense. Dit is wonderlik. Dan mense wat saam ons kyk op die sosiale media en almal wat die ver gekom het, baie dankie vir julle teenwoordigheid vanoggend. En dan vir al die boodskappe, daar was duisende boodskappe op Facebook, YouTube, oral. Oproepe en dankie vir die hulpbereik wat julle almal volgens gelewer het. En almal wat hy ook in sy lewe gekoester het, soos ons nou net gehoor het van hul te bly. Jy weet dat waarheid. Niemand kan daar verder van uitbreid. Dan Naomi, mama, Nico, en Johnny, jy het die plaas allemaal wat mooi na hom gekyk het. En vooral die laaste rit, waarvan het hy siek geword. Dan, ons sien die humoristisch, ons sien alles wat om ons aangaan. En baie dankie vir almal se finansiële bydrae. Elke stukkie word waardeer. Okay, baie dankie. Jy deel het verder. Dankie, Chris. Gaan die seun van die Here uitspreek, waarin hy dan ook sy belofte gee dat hy saam met ons gaan wees. Terwyl ons uitstap, gaan Melanie vir ons 'n lied speel wat vir oom Nico so besonder was. En ook baie beskrywing, Gone Fishing, van Chris Ree. Luister gerus sommer daarna ook met die oor van oom Nico se liefde vir visvang. En dan gaan ons afbeweeg na die graf toe. Die Luikswa het ek 'n vermoede daarna gaan voorry. Dit is stapafstand. As die liggaamsdele nie meer almal so lekker wil saamwerk nie, dan sou julle per motor kon afry. Daar is parkeerplek by die graf ook. En dan gaan ons die ter aarde bestelling daar doen. En na die ter aarde bestelling is julle hartlik welkom om saam met die familie ook verversings te kom geniet. Fiona sit net nie op die stoep dan hierna. So dis dan net ons reëlings. Ek wil ook net vra dat as ek die seën uitgespreek het, dat ons die familie geleentheid gee om eerste ook uit te gaan terwyl ons ander staan. Kom ons staan. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly maar so in besonder met julle as familie. Amen. I'm gone fishing. I got me a line. Nothing I do's gonna make the difference. So I'm taking the time. And you ain't never gonna be anyhow, anyway.
So I'm going fishing, and I'm going today.